Lesing vanoggend, Psalm 13. Voordat ons gaan saam lees, word ons hier stil gebed voor die Here. Heer Vader, dankie vir die wonderlike voorreg om in U teenwoordigheid te kan kom. Dankie vir Jesus Christus, wat die pad oopgemaak het na U toe. Dankie vir die Heilige Gees wat ons aan Christus verbind het, dat ons met groot vrymoedigheid kan sê, Abba Vader, my Vader. En nou wil ons bid, o Here, dat U deur die Gees in ons harte sal werk, dat U ons harte sal oopmaak, ontvanklik sal maak, sodat ons sal hoor en sal doen dit wat U vir ons vra om te doen. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Psalm 13. Ons noem dit 'n klagpsalm. Kyk mooi na die psalm, die eerste 3 strofes wil iets besonders vir ons sê, dan die 2 vers 4 en 5 iets besonders, en dan die laaste vers ook iets besonders. Kyk of jy dit kan hoor. Vir die koorleier, 'n psalm van Dawid. Hoe lank gaan U my nog bly vergeet, Here? Vir altyd? Hoe lank gaan U nog van my aan wegkyk? Hoe lank moet ek nog my eie planne maak, my dae met kommer deurbring? Hoe lank sal die vyand my nog oorheers? Luister tog en antwoord my, Here my God. Gee my tog nuwe lewenskrag. Ek wil nie sterwe nie. Alles sê my vyand het my oorwin, en juig my verdrukkers oor my ondergang. Ek hou vas aan die troue liefde. Oor die uitkoms wat U gee, juig my hart. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat Hy al my goed gedoen het. Die woord van God vir die kinders van God. Ons wil nog graag oorvloed hê. Ons wil graag koop wat ons graag wil ons oor sien om te koop. Ons wil graag nooit siek word nie. Ons wil graag hê dat ons kinders moet presteer, hulle moet springklere kry, hulle moet eers staan in die klas. Ons wil graag 'n kommervrye lewe in hierdie wêreld hê. Ons wil stres ervaar nie. Dit moet net altyd met ons goed gaan. Dis ons begeerte, dis is ons graag wil lewe in die wêreld. Is dit realisties? Is dit realisties in hierdie stikkende wêreld waarin ons lewe, om so te lewe? Nee, dis nie realisties nie. Ons geliefdes wat ons vooruit gegaan het, wat in die hemel is, hulle ervaar dit wel hierdie oomblik, maar nie ons nie. As die mense in hierdie stikkende wêreld bly, sê Paulus, sug ons wat kinders van die Here is, ons sug en ons vra saam die steek om Here Jesus, kom tog asseblief, want ons kry swaar. Daar's soveel dinge wat dit vir ons moeilik maak. Dit is baie belangrik dat ons realistiese Christene sal wees. In hierdie wêreld gaan jy stres ervaar. Dit gaan nie altyd maklik met jou gaan nie. Alles gaan nie altyd klop, dis hoe boom met jou wees nie.
Nou hoe hanteer ons al die dinge wat oor ons pad kom? Die wêreld waarin ons bly sê vir ons, jy moet ontken dit wat jy ervaar. As mense vir jou sê, hoe gaan dit met jou? Moet jy vir hulle sê, dit gaan goed. Probeer ontken dit wat met jou in jou binneste gebeur. Al het jy 'n geliefde aan die dood afgestaan, al gaan dit sleg met jou kinders, dan moet jy sê dit gaan goed. Jy moet positief wees. Dis die wagwoord van die wêreld waarin ons lewe. Jy moet positief wees, dan jy aangaan met jou lewe. Dan werk dit om positief te wees. Werk dit om te maak asof dit nie seer is in jou binneste nie. Die antwoord is nee, dit werk nie, want op die ou end kom dit terug na jou toe. Dis nie 'n manier waarop ons seer kry hanteer, ons probeer dit ontken. Ons probeer ontken wat ons binneste aangaan. Die ander kant is net so gevaarlik. En dit is dat jy met jou swaar kry op jou bou rondloop. En oral waar jy kom met 'n droewige gesig sê, dit gaan met my swaar. Dit is net so gevaarlik. Wat sê die Bybel vir ons, hoe ons moet ons swaar kry hanteer? Want die Bybel help ons ook in hierdie verband. As ons na die Psalms kyk, dan sien ons veral dat die Here vir ons 'n padkaart gee waar ons moet beweeg as dit met ons swaar gaan. In die gedeelte wat ons vanoggend gelees het, was daar 3 stadiums waardeur 'n mens moet beweeg om tot klaarheid te kom. In ander psalms is daar nog ander fases. Ek wil vanoggend met u oor God se padkaart praat, met 8 verskillende fases waardeur 'n mens moet beweeg. Om die seer en die hartseer in jou binneste te verwerk. Ons begin. Die eerste belangrike ding wat nodig is net om rustig te word en eerlik te wees met jouself en oop te wees vir al jou emosies wat in jou binneste is. En net te erken wat gaan aan in jou binneste. Belangrik, word bewus van dit wat in jou binneste met jou aan die gang is. Die tweede ding wat belangrik is, hardloop na die Here toe en gaan vertel vir hom wat in jou binneste aangaan. Jy hoef dit nie alleen te dra nie, jy kan met al jou emosies na die Here toe gaan. En die wonderlike is, hy sal jou nie wegjaag nie. Jy hoef jou emosies nie te redigeer en dit maklik te maak wat dit mooi klink nie. Jy kan met jou rou emosies na God toe gaan, want hy is in staat om dit aan te hoor. Hy is groter as dit wat jy vir hom gaan sê. Neem vrymoedigheid om na die Here toe te gaan en vir hom te sê, Here, dit gaan sleg met my. En weet jy wat gebeur as jy jou hart begin oopmaak teenoor die Here? Dan kry jy woorde om dit wat in jou binneste gebeur meer te verwoord. As jy met iemand praat, is jy besig om te dink. En is jy besig om meer te verstaan wat jy eintlik wil sê. En dis wat gebeur as jy begin om na die Here te gaan en vir hom sê, Here, dit gaan swaar met my. Dan begin jy verstaan, op watter manier gaan dit swaar met jou? Dis hartseer oor dinge wat gebeur het. Jy's kwaad vir dinge wat gebeur het.
jy begin verstaan wat eintlik in jou binneste aangaan. Dit is amper asof jy woorde kry om dit wat in jou binneste is te verwoord. Dis die tweede ding, gaan na die Here toe. En as jy na hom toe gaan, die derde ding is, vertel vir hom in duidelike woorde dit wat jy in jou binneste ervaar. Miskien dat jy net eers iets vertel wat emosies is. Emosies is dinge wat in ons binneste is. Emosies vertel vir ons hoe dit in ons binneste aangaan. Dit is flikkerligte, dit sê vir ons, hier in jou binneste is jy seer, hier in jou binneste is jy gelukkig. Emosies vertel vir ons wat in ons binneste aangaan. Emosies is nie goed nie, dis ook nie sleg nie, dit vertel bloot vir ons wat in ons binneste aangaan. Dit sê ook nie vir ons wat ons moet doen nie, dit maak ons net bewus wat in ons binneste aangaan. En nou is dit belangrik dat as ek na die Here toe gaan, dat ek op die regte manier my emosies sal verwoord. Ek wil nie vir die Here sê, Here, ek is depressief nie, of Here, ek is kwaad nie. Die regte manier waarop ek moet doen is, om my eintlik los te maak van my emosies en te sê, Here, ek neem waar dat daar in my binneste woede is. Ek neem waar dat daar in my binneste moedeloosheid is. Wat gebeur as ek dit op so 'n manier verwoord? Ek maak my eintlik los van my emosies. Ek sê, Here, daar is my emosies en hier is ek neem waar. Hier is emosies in my binneste wat my besig is om my aan te val. En as ek dit reg kry, dan het ek al groot ding reg gekry in die teenwoordigheid van die Here. Ek het my losgemaak van my emosies. Hulle is daar en ek is hier. Hulle is besig om my aan te val. En nou gaan ek na die Here toe en ek vra vir hom om my te help in hierdie emosies wat my aanval. Die vierde ding wat belangrik is, ek het eers bewus geword van my emosies, dis die eerste ding. Die tweede ding, ek het na die Here toe gegaan. Ek het vir hom gesê, dit gaan nie goed met my nie. Die derde ding, ek het bewus geword van wat emosies daar in my binneste is. En dis nou asof ek amper rustiger geword het. Dis soos as jy deur 'n mis ry, is alles in ons duisterig, jy kan nie mooi sien nie. As jy deur die mis is, dan kan jy mooi sien. As jy voor die Here verwoord het wat in jou binneste aangaan, kan 'n mens weer meer helder dink. En word 'n mens bewus van die pyn wat in jou binneste plaasvind. Want weet jy, baie keer voel dit vir mens jy is kwaad. Maar dis eintlik nie die probleem nie. Agter die kwaad is daar 'n ander emosie. Die ander emosie is ek is verwerp. Ek voel vernederd. En omdat jy vernederd voel jy kwaad as gevolg van daardie emosie. Partykeer is daar agter die emosie wat jy ervaar, nog 'n dieper emosie. En as mens rustig word en nadink, word 'n mens bewus van die dieper emosies wat in jou binneste is. As jy rustiger word jy ook bewus van dit wat vir jou belangrik is, die waardes wat vir jou belangrik is in jou lewe. Baie keer gebeur dit dat daar konflik bestaan tussen, ons noem dit vandag, tussen jou en jou kinders. Hulle kom kuier nie meer nie, en jy is hartseer, jy is stikkend. En as jy rustiger word nadat jy jou seer aan die Here verwoord het, kan jy vir die Here vra, Here, maak vir my duidelik, op watter manier is ek ook miskien aandadig aan hierdie saak? Wat het ek verkeerd gedoen? Kan ek rustig in die Here se teenwoordigheid
wag dat hy vir my verduidelik wat ek verkeerd gedoen het. Kan hy vir my help om ook hulle punt, hulle kant van die saak raak te sien? Maar dis ons baie keer 'n probleem by ons sien net een kant van die saak, ons sien nie die ander kant van die saak nie. En as ek 'n oplossing vir my probleem wil hê, is dit belangrik dat ek ook moet sê, Here, maak my bewus, waar het ek verkeerd gegaan, waar gaan ek verkeerd? Here, maak my bewus van hoe my kinders of hoe ander mense oor hierdie saak dink, sodat ek hulle kant van die saak ook kan verstaan. Dan by die 5de punt waarby ek moet uitkom. As dit met ons swaar gaan, vra ons baie keer, maar Here, waar is U? Waar is U terwyl dit met my so sleg gaan? Waarom het hierdie dinge oor my pad gekom, Here? Ek verstaan dit nie. Hoe werk dit? Dis ons menslike vrae wat ons baie keer vra. Weet jy, daar is nie altyd rasionele antwoorde op hierdie vrae nie. Die antwoord is, as ek 'n behoefte het om 'n antwoord op hierdie vraag te kry, is om na die Here toe te gaan en sê, Here, ek gee oor. Ek gee myself onvoorwaardelik oor aan U. Ek gaan U vertrou in hierdie situasie. Al verstaan ek dit nie, gaan ek U vertrou. Here, ek verstaan nie waarom ek gehoor het dat ek kanker het nie, maar ek gee myself onvoorwaardelik oor aan U. Ek gee my kinders en my familie oor aan U, en ek glo dat U vir ons sal help om hierdie situasie te hanteer. Oor die woord vertroue moet ons miskien net ietsie sê. Vertroue is nie 'n rasionele saak dat ek sê ek glo dat God bestaan, ek glo dat God 'n drie-enige God is nie. Vertroue beteken dat ek my hele lewe onvoorwaardelik aan die Here oorgee. Dat ek in sy hande inspring en sal sê, Here, ek weet nie wat om te doen nie, maar ek vertrou U. Hier is my lewe. In hierdie saak vertrou ek U onvoorwaardelik. Dis die 5de punt waarby ek moet uitkom. En as ek by hierdie punt uitgekom het, is die volgende punt nommer 6, dat ek vir die Here sal vra, Here, wat wil U hê moet ek in hierdie situasie doen? Wat is die wil vir my lewe? Hoe moet ek nou voortgaan vorentoe? Ons gebruik weer die voorbeeld van dit wat ons as ouers baie keer ervaar, dat kinders, veral ouer kinders, wegbly van die huis af, dat hulle nie by huis toe kom nie. Here, wat wil U hê moet ek doen? Wat vra U van my? Wat is die regte ding om te doen? Baie keer verwag ek dat die kinders wat wegbly van die huis af is, dat hulle moet terugkom en dat hulle moet sê, ekskuus, wat ons nie huis toe kom nie. Die Here kan miskien vir jou sê, nee, moenie dit verwag nie. Die antwoord begin by jou. Jy moet op 'n ander manier begin optree. Jy moet op 'n ander manier die saak hanteer. Dit kan wees dat jy voel, mens moet reg en billikheid in hierdie situasie laat skeefvier, maar die Here kan sê, nee, die belangrike ding is nie nou reg en billik nie, die belangrike ding is, wat moet ons doen dat ons weer by mekaar kan uitkom? En jy wat ouer is, moet bereid wees om ten minste te wees. Jy as ouer moet bereid wees om te sê, ek sal alles doen dat ons weer by mekaar kan uitkom. Die 6de ding wat gebeur. Die 7de ding is dat ek het my oorgegee aan die Here. Ek het hom gevra, Here, wys vir my wat ek moet doen. Rus my toe met die Gees om te doen.
En dan is dit belangrik, nommer 7, dat ek sal doen dit wat die Here vir my vra om te doen. En dit is nie maklik nie, maar die wonderlike ding is, ek doen dit nie alleen nie. God se Gees is by my, en hy sal my toerus, en hy sal my in staat stel om te doen dit wat die Here vir my vra om te doen. Nou gebeur dit baie keer dat my pad na my kinders geblok is, dat ek nie by hulle kan uitkom nie. En dan is 'n manier miskien om 'n brief vir hulle te skryf. En in die brief moet ek nie vir hulle sê, dis my kant van die saak. Ek verwag dinge van jou nie. Maar in die brief moet ek vir hulle skryf. Ek is lief vir julle. Ek wil so graag hê dat ons weer met mekaar kan uitkom. Wat het ek verkeerd gedoen? Hoe kan ek verander, sodat daar weer vriendskap tussen ons kan wees? Hoorie? In die brief gaan dit nie oor reg en geregtigheid nie. Dit gaan oor versoening. Wat kan ons doen om weer by mekaar uit te kom? En ek as ouer moet van my kant af bereid wees om te doen dit wat die Here vir my vra om te doen. As ek tot hier toe gekom het by die 7de stap van hierdie padkaart wat die Here vir my gegee het, gebeur daar baie keer wonderwerk. En die wonderwerk is nie noodwendig dat my kinders huis toe sal kom nie, of dat my seer gestil sal word, of dat my skeer opgelos sal word nie. Die wonderwerk is dat ek binnekant verander. As ek my oorgee aan die Here, as ek op hom vertrou, kom daar 'n rustigheid in my gemoed. En omdat my emosies in my binneste verander, doen ek die belangrikste ding in hierdie proses. Begin ek om die Here te loof en te prys en te eer. Het u agterkom Psalm 13 afsluit? Hy begin om die Here te loof en te eer en te prys. Dankie Here, dat u tot dusver saam met my op die pad was. Dankie Here, dat ek u vertrou. Al is daar nie noodwendig 'n oplossing op ons probleme nie. Dankie dat ek u vertrou, dat u saam met my op die pad is. Na herstel. Om ek noem weer die 8 belangrikste stappe op hierdie pad. Word bewus van jou emosies, word bewus van dit wat jou binneste aangaan. Gaan na die Here toe, vertel vir hom. Maak jou los van jou emosies en vertel spesifiek van hom hoe hierdie emosies jou aanval. Dink na oor dit wat vir jou pla. Vra vir die Here hulp, gee jouself onvoorwaardelik oor aan hom. Vra vir hom spesifiek wat hy vir jou vra om te doen. Gaan doen dit met die krag van die Here en begin die Here te loof en te eer en te prys omdat hy groot is. Hoor wat die Here vir ons vra. As dit ons sleg gaan, vra hy vir ons dat ons in daardie situasie waarin ons is, sy kinders sal wees. Dat ons nie sal sê, dit was die Here se wil, daarom het dit gebeur nie. Of daar sal doen en 'n plan agter alles en maar net passief stil sit nie. Die Here gee vir ons 'n kaart waar ons in beweging moet kom met sy hulp. En as ons hierdie padkaart volg, sal ons beweeg van 'n situasie van wanhoop na 'n situasie van hoop, waar ons die Here begin loof en eer. Ons sal beweeg van 'n situasie waar alles donker is, na 'n situasie waar ons wyer kyk na die lewe, en ons in die proses verander het. Die padkaart wat die Here vir ons gee, is daarom gemik dat ons as mense moet verander. En as ons as mense moet verander, in ons binneste, dan sien ons dinge ook anders raak.
dan sien ons dat die Here in ons swaar kry teenwoordig is en dat hy saam met ons sal gaan om hierdie swaar kry te verwerk. Dan kyk ons ook anders na die wêreld. Ons bly in 'n stikkende wêreld. Ek kan nie verwag dat dit altyd met my goed sal gaan nie. Wat ek wel kan verwag, is dat die Here vir my krag sal gee om hierdie moeilike dinge te hanteer. Wat ontdek ek? Ek ontdek dat ek 100% op die Here moet vertrou. 100%. Maar dat ek ook 100% my verantwoordelikheid nakom. Dat ek moet doen dit wat die Here vir my vra om te doen. Wonderlik, die Here wil ons bystaan wanneer dit met ons swaar gaan. Daarom gee hy vir ons hierdie padkaart wat ons kan volg om deur ons pyn en hartseer te kom. 'n paar oomblikke van stil gebed.